Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. Op hierdie Sondagoggend, dis die 5de Mei, kan jy glo? Maar dis 'n voorreg, dankie. Dankie dat ek saam met julle in God se woord kan ingaan. Dankie dat ek God se woord met julle kan deel. En ek glo in my hart dat dit wat die Here met ons praat, ons, ek en jy, gaan ons daar uit in die wêreld gaan verkondig. En vir mense sê, ons dien 'n lewendige God. En in hierdie week waar al die kerke besig is om voor te berei en reg te maak vir die hemelvaartdienste wat nou kom van donderdag af, is die hemelvaart en dan daarna is die Pinksterdienste wat kom. Ek glo in my hart dat dit baie belangrik is dat ons besef waaroor dit eintlik gaan. Ons weet, ja, dit is daar Jesus het gekom, maagdelike geboorte. Hy het gelewe, hy het vir ons gewys hoe om te lewe. Hy het geweet wat om te doen, wanneer om het te doen. En dis vir my en vir jou so belangrik om dit te besef. En dan het hy ook geweet hoekom hy gekom het. Wat is jou doel op aarde? Wat is sy doel hier? En ja, ons weet, dan is hy gemartel en hy is gekruisig vir my en vir jou sondes. Hy het daai ons sondes op hom gedra, sodat ons nie meer onder daai juk hoef te lewe nie. En hy het opgestaan, en dan het hy vir 40 dae saam met sy disippels gestap, en hy het nog meer wonderwerke gedoen. Net om vir mense te wys, dat hy die oorwinning oor die dood behaal. En dan het hy hemelvaart. En dit is wat ons gaan vier hierdie week. En dan het hy vir sy disippels gesê, gaan en wag totdat wanneer, totdat wat? Totdat die Trooster, totdat die Heilige Gees oor julle weer kom. En dan sal julle krag ontvang. Dan sal ek en jy krag ontvang. En jy sien, dit is vir ons 'n belofte wat al reeds gekom het. Ja, dit is belangrik dat ons hemelvaartdienste hou. Dit is belangrik dat ons die weer eens die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Daaraan teruggaan in sy God se woord in. Maar dit is net so belangrik om te besef, dit het al reeds gebeur. Ons het al reeds die krag ontvang wat God aan ons beloof het. En dit is hier waar ek vandag wil optel om te sê dat ons moet begin onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Wat van God afkom en wat van 'n mens afkom. Wat van God afkom en wat in die wêreld gebeur op hierdie huidige stadium. Dit is so belangrik en ek lees vandag uit was dit 1 Korintiërs 12, waar Paulus met ons praat en hy sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders en susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Sien, God wil hê ons moet weet waaroor dit gaan, en nie net weet met 'n ja, okay, ek weet daarvan, maar weet uit ons hele mens wees, ook uit ons hele gees wees. Te sien waaroor gaan die geestelike gawes, want onthou die God het sy gees uitgestort oor almal. Dit sê vir my dat as jy 'n Christen is, dan het jy die volheid van God se heerlikheid binne in jou. Dan het jy elke geestelike gawe waarvan hulle praat hierso en nog meer. Want ja, hier's 'n paar wat hulle hier opnoem, maar daar is soveel meer gawes wat God aan ons gegee het. Maar dit is ons verantwoordelikheid om dit te gaan gebruik. Maar hy sê, so ons moenie onkundig wees nie. Beteken wat? Dat daar gaan valse profete wees, daar gaan valse dinge, valse predikante wees, daar gaan mense wat gaan opstaan en sê, volg my. En dan moet ons daai gees van onderskeiding hê om te sê, ek weet nie of dit van God af is nie, nommer 1. En nommer 2, ek weet nie of hierdie God gaan verheerlik nie. En nommer 3, gaan dit my mede-Christene opbou? Of gaan dit net oor een ding of een persoon? Sien hier, dis hoekom hy sê vir ons moenie onkundig wees nie. Hy sê, julle weet dat julle heidene was, ons was almal verlore, elke een van ons. Daar's nie een van ons wat kan sê, ja, want ek het 'n perfekte lewe gelei nie. Sê, ons was heidene,
weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Is dit nie so waar vir ons tyd waarin ons leef vandag nie? Dat ons weggeruk is, dat ons baie keer dwaal, dat mense kom en hulle maak mooi, hulle praat mooi, lekker woordjies in ons ore, en dan hardloop ons agter daai enetjie aan, en dan hardloop ons daar agteraan. En hoeveel meer belangrik in die maand van Mei, dat ons sal intree, en dat ons sal bid, en dat ons sal vra vir God, vir daai geestelike insig, om te weet vir wie ons nog meer gaan stem. Sien, want ek en jy het 'n verantwoordelikheid ook as burgers van hierdie land om te stem. Maar vir wie stem jy? En dit is hier waar daai geestelike gawes inkom om te sê, Here, wat is u wil? Wat is u doel? Hoe kry ons 'n tyd in God se woord? Tyd in God se woord, tyd met mekaar as Christene. En dan soek ons 'n life coach, of ons soek 'n coach, of 'n persoon wat kennis het. Net soos enige iemand van ons sou doen. Ons soek 'n mentor, wat vir ons kan reghelp om te sê, ja, dit is 'n onderskeiding, of ja, nee, dit kom van jou af. Ons gaan aan hierso en sê, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar net een Gees, dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is daar net een Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. Elke een van ons, laat dit bietjie insink in jou, wat die openbaring van die Gees, sodat ons sal weet, dat dit 'n God se Gees is, wat in my en jou is, en dan weet ons, daai openbaring wat ons kry van God af, gaan vir ons wys, wat is God se perfekte, volkome, volmaakte plan vir my en vir jou lewe. Maar meer is dit, dan gaan ons weet, wat se gawes, en waarvoor het ek my gawes ontvang, en waarvoor moet ek hulle gebruik. Daai is net so belangrik, want ons is so geneig om te praat en mekaar, om te sê, daai ou kan dit doen, en daai ou kan dit doen, en daai, maar is asof ons met mekaar kompeteer. Hier sê dit, Paulus vir ons dien dieselfde God. Ons dien dieselfde God, ons is gelei deur dieselfde Gees. So hoekom wil ons kompeteer? Ons kompeteer vir wat? Een ding. Wat is dit? Om my seker te maak, my lewe is reg, my saak is reg met die Here. Sodat my naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Sodat eendag gaan ek in daai feesmaaltyd sit, maar meer as dit, dan het ek daai versekering, dan kan ek met daai versekering uitgaan na die wêreld toe, en gaan verkondig dit wat die Here aan ons toe vertrou het. Dan gaan hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander woord van kennis, van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer deur die geloof dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste. En dis die een waarop ek net vir 'n minuut wil praat, want dit is daai onderskeiding van geeste wat, dis so asof dit weggeraak het onder die kerk, weggeraak het onder God se kinders. En hy sê aan die ander allerhande tale, en aan die ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. En is net daai onderskeiding van geeste, waarvoor ons moet bid as 'n kerk, waarvoor ek moet bid as 'n persoon, waarvoor jy moet bid as 'n persoon, sodat as ons in 'n vertrek instap en ons voel die klimaat van daai vertrek, dan moet ons gees wat binne in ons dadelik vir ons sê, daar is iets anders hierso. En al vat dit jou daai 2 sekondes om net weer uit daai vertrek uit te stap, om te sê, Here, help my om te sien wat hier aan die gang is.
en dan weer in te stap, met die wete dat God gaan voor jou uit, en hy sal vir jou wys, en hy sal vir jou sê wat om te sê, en hy sal vir jou wys hoe om te reageer in daai situasie. Want baie keer moet ons stil bly, baie keer moet ons instap, en is daai onderskeiding wat Jesus self gehad het. Hoeveel kere was hy al in die tempel in? En dit was daai een keer wat hy in die tempel ingegaan en alles omgekeer. Dit is daai wat hy weet, dat hy tyd met God gaan spandeer. Hy gaan op die berg, hy lees God se woord, hy mediteer op God se woord, hy word een met God. En dan weet hy, okay, daar moet ek gaan vandag. En dan sê sy disippels vir hom, nee, jy kan nie daar deur Samaria gaan nie, jy kan nie, want daar is gevaarlike mense daar. En dan tog gaan hy daar deur en hy sê, nee, ek gaan daar deur gaan. En wie loop hy raak daar? Die Samaritaanse vrou. En dit is daai waarvan ek praat vandag, daai onderskeiding van geeste, om te weet, wat is die verskil tussen God se wil en die wêreld se wil. Tussen dit wat God vir jou sê, en dit wat 'n mens vir jou sê. Want ons moet daai onderskeiding van gees begin kweek en wakker maak binne in ons, sodat ons sal weet wat om te doen, hoe om te reageer. En dis baie van die ouens dra mos daai bangles wat sê, what would Jesus do? En dis amper daai onderskeiding van geeste waarvan ons moet bewus word, om te sê, wat sou Jesus doen in hierdie situasie? En dan kan jy dit verder vat om te sê, Jesus, God is in my. Daarom is ek hierso. Wat gaan ek doen nou om God te verheerlik in hierdie situasie? Kyk as ons lees hier die een van die mooiste en die oudste voorbeelde van daai onderskeiding van geeste. En hoe kry ons dit? Ons vra mos van God af. Ons sê, Here, wat wil U vir my gee? En as die Here na jou toe kom vandag en hy vra vir jou, wat kan ek vir jou gee vandag? Uit alles, wat soek jy? Wat kan ek vir jou gee? Wat sou jou antwoord wees? Wat het Salomo gevra hier, so hy sê 1 Konings 3, vers 6. En Salomo sê, U het aan die knegg, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor U aangesig gewandel het, in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met U. En U het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat U hom 'n seun gegee het, wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, U het die knegg koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie, en U knegg is 'n midde onder U volk wat U verkies het, 'n groot volk wat nie getel of gereken kan word weens die menigte nie. Gee dus aan die knegg 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie taalryke volk van U kan regeer? En kyk wat waarvoor het Salomo gevra. In hy tyd van nood, waar hy het nie geweet, want hy het 'n massive taak wat voor hom gelê het, en hy het nie geweet wat om te doen nie, hoe om dit te doen nie, maar hy het een ding geweet, hy wil God verheerlik. En hy het gevra vir daai onderskei tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. En dis my gebed vir julle vanoggend. Vra die Here, praat met die Here, en wys en gaan in God se woord in, en kyk daar wat is God se wil. En vra dat die Here vir jou die onderskeidende gees sal gee, sodat jy ook sal weet wat se besluite jy moet maak, hoe jy daai besluite moet maak, met wie jy moet deel, sodat God verheerlik sal word. Dis mos waaroor dit gaan, om God te verheerlik, om sy wil te doen bo alles. En daarmee groet ek julle vandag, en onthou, Hemelvaart hierdie week, kom, gaan na 'n diens toe, gaan met 'n verwagting, om God te ontmoet. Ja, ek weet jy kan dit daar by die huis doen, maar er is soveel meer krag as ons dit saam doen, as die eenheid in die liggaam van Christus. Mag julle geseënde week hê, en as die Here se wil is, praat ons weer volgende Sondag. Maar mag jy alles doen tot eer en verheerliking van Jesus naam. Amen.